Goeiemôre almal, vandag is dit die 1 Julie, dis 'n Woensdagoggend, jaar 2026. Dis 'n lieflike dag deur Abba se Vader geskenk deur ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vandag is net weer 'n wonderlike dag. Ek wil net vir almal sê baie dankie wat vir my gebid het. Ek het 'n bietjie grieperig gevoel, maar Abba is net so getrou en ons voel weer baie beter. My boodskap vandag gaan oor geestelike dissipline. Nou as ons net so 'n bietjie gaan kyk na die disippels. Hulle het geestelike dissipline gehad. Hulle het die Here gevolg. Hy is gesterf, hy het opgestaan uit die dood uit, hy het aan hulle verskyn en daarna het hulle net gegaan en hulle het die woord verkondig. Hulle het vasgestaan in hulle geloof. Hulle het nie gewankel nie. Ek wil hê ons moet ook daardie vuur, moenie doodgaan in ons nie. Ons moet absoluut net geestelik so volwasse wees in onsself dat ons sal net aanhou om die woord te verkondig, tydig en ontydig. Maar kom ons lees so 'n bietjie gou-gou hier uit God se woord uit Hebreërs 2 vers 1 tot 4. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het, hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid verontagsaam, wat nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het, terwyl God ook nog saam getuig het deur tekens en wonders en allerlei kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. Now Earl Winston sê, have you ever noticed that the whisper of temptation can be heard further than the loudest call on duty? En basies wat dit beteken is, dit is so maklik om in temptasies te verval en oor te gee daaraan. Maar ons moet vasstaan in ons geloof en ons moet doen wat die Here Jesus van ons verlang. Jakobus 5 vers 19 en 20 sê, broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het en iemand hom bekeer, laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red en menigte sonde sal bedek. Ons moet mense help dat hulle uit die vuur uitgeruk kan word. Die hel is 'n werklikheid en hy's daar en hy gaan verseker, gaan so 'n paar van ons daar opeindig as ons nie oppas nie. Daniël 12 vers 3. En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos. En dan Lukas 15 vers 10 sê die volgende, so sê ek vir julle met 'n hoofletter, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. As jy geleentheid jou voordoen en iemand is op jou pad gestuur, deel met hom die evangelie, die goeie boodskap. Die Here het gesterf en hy het opgestaan vir ons as sondaars. Kom ons eer die Here deur ander mense te vertel van sy groot liefde vir ons as mens. Handelinge 8 verse 4 tot 9. En baie van die wat die woord gehoor het, het geglo en die getal van die manne het omtrent 5000 geword. Die volgende dag kom toe hulle owerpriesters en ouderlinge en die skrifgeleerdes in Jerusalem bymekaar, ook Annas, die hoëpriester, en Kajafas en Johannes en Alexander en almal wat van die hoëpriesterlike familie was. En toe hulle voorgebring het, vra hulle, deur watter mag en deur watter krag het julle hierdie dinge gedoen? Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle, die owerstes van die volk en die ouderlinge van Israel. As ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man waardeur hy gesond geword het, laat dit by julle bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van die Here Jesus Christus, die Nasareene, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Halleluja. En dan wil ek in Prediker vir ons die laaste ene voorlees, aan Prediker 11, hier vanaf vers 6. Saai jou saad in die môre en laat in die aand jou hand nie rus nie, want jy weet nooit watter een sal geluk nie, hierdie of daardie, of albei saam goed sal wees nie. Nou as ons dink aan die vrou wat by die put was, die Samaritaanse vrou, die Here het helder oordag met haar gepraat, die Here Jesus, en Nicodemus het hom in die nag kom besoek. Daar is nie 'n tyd aan verbonde wanneer ons die woord kan verkondig nie, wanneer ons vir iemand kan vertel wie Jesus is nie.
So as iemand jou laat in die nag bel, en hulle het hulp nodig, bid vir hulle, wees daar vir hulle. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie, dat ons net vandag weer eens kan kyk na dissipline, geestelike dissipline. As ons eers ons hand in die ploeg geslaan het, dat ons nie sal terugdraai na wat die wêreld vir ons gegee het, want die wêreld kan nie vir ons die ewige lewe gee nie, maar wel U en dit wat U vir ons voorhou. Here, wees met ieder en elkeen vandag in hierdie dag, seën hulle ryklik is my gebed in Jesus naam en ons eer U daarvoor, halleluja, amen.